En ons sit ook vanoggend hier met 'n verwagting. 'n Verwagting dat ons die teenwoordigheid op 'n besondere manier sal belewe, maar ook met 'n verwagting dat die woord, die Gees, ons hart op 'n besondere manier vanoggend sal raak. Amen. Broers en susters, julle almal wat in die Here woord, genade, barmhartigheid en vrede vir julle. Dit kom van God ons Vader en Christus Jesus ons Here. Dit word 'n werklikheid in ons lewe deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Ons is besig met ons geloofsreis uit Hebreërs uit en ons tema vanoggend is twyfelaars wat glo. Is so iets ooit moontlik? En dis die eerste deel van 2 dele, volgende Sondag deel 2. En ons gaan saam lees uit Hebreërs hoofstuk 10 vanaf vers 32 en dan gaan ons ook kyk na Hebreërs 11 vers 6. Hebreërs 10 van vers 35 en Hebreërs 11 vers 6. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons in tye wat dit soms so deur mekaar gaan in die wêreld en veral ook in ons land, dat ons U woord en die Gees het om ons op die regte pad te hou. Dat wanneer ons soms verval in moedeloosheid en hooploosheid en dink dat die hele wêreld teen ons is, dan weet ons het vir U as die anker in ons lewens. En daarom ons ook bid, Here, dat U ons daarvan sal bewaar, dat die Satan ons op allerhande dwaalweë verlei. Help ons om op U gefokus te bly, want ons weet dat U die begin en die volëinder van ons geloof is. En dit bid ons in die naam van Jesus die Here. Amen. Hebreërs 10 vanaf vers 32, die opskrif is volhard in die geloof. Dink terug aan die vroeë dae toe God julle tot die lig gebring het, hoe julle in die stryd staande gebly het, toe julle baie moes ly, en deels is julle deur beledigings en vervolgens openlik tot bespotting gemaak, en deels het julle gelei, omdat julle vereenselwig het met ander wat hierdie dinge oorgekom het. Julle het met die gevangenis meegevoel gehad, en toe op julle besittings beslag gelê is, het julle dit met blymoedigheid aanvaar, omdat julle geweet het, dat julle besitting het, wat beter en blywend is. Julle geloofsvertroue moet julle dus nie prys gee nie. Dit hou groot beloning in. Volharding is wat julle nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat hy beloof het. Nog net 'n kort tydjie, en hy wat kom, dan kom hy nie talig nie. En die deur my vrygespreek is omdat hy glo sal lewe, maar as hy terugdryns, het ek aan hom niks meer nie. Maar ons is nie van die wat terugdryns en verlore gaan nie. Nee, ons glo en ons sal lewe. En dan in Hebreërs 11 vers 6 sê, wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan, en dat hy die wat hom soek, beloon tot sover. So is twyfel sonde. Gaan jy verlore as jy twyfel? Nou, ons as gelowiges praat nie maklik oor twyfel. Ons deel nie ons harte, ons twyfel met ander mense nie, want jy voel soms 'n bietjie skaam daaroor dat jy soms twyfel. Het lyk of ander mense nie twyfel nie en is daar iets verkeerd met jou as jy twyfel? Want dit pas mos nie eintlik by gelowiges om te twyfel nie. Want so glo en dink ons, as jy twyfel, is dit 'n teken van ongeloof en gaan jy dus verlore. En tog het ons as gelowiges heel dikwels te doen met twyfel. Dit kom knaag hierso aan jou onderbewuste wanneer jy dit die minste verwag. Veral as jy sulke WhatsAppies kry wat jy allerhande goedes beloof en dit gebeur nie met jou nie. Dis 'n interessante soort van WhatsAppies wat in 'n omloop is. Ek het gou vir 3 van julle vanoggend saamgebring.
wou dit net vir op die projector wys, so ek gaan dit net vir jou lees, dit is ongelukkig alles in Engels, maar jy verstaan ons Engels nie. Goed. Die een sê, God is saying to you today, you're not reading this by accident. This is your confirmation. You are going to make it, no matter what it looks like right now. I'm going to send blessings, solutions, healing, love, and positive change your way. You are next in line for a miracle. Don't give up. Trust me. I love you. Dan die ander enetjie wat sê, God will put you in a position where you don't have to beg, borrow, or struggle. Claim it. Die ander enetjie wat sê, God says, something you really want is coming. I know what you need. Tomorrow morning, I'm going to drop you a miracle. Many good things are on the way. You will always be blessed by me. Say it if you have trust in me. En dan lees mense dit en hulle vra nie maar, is dit nonsens hierdie nie? Is dit junk? Is dit 'n leerling? Want dit is goed as wat hy so graag wil glo. En wanneer dit nie gebeur next morning, is die miracle nie op jou deurstop nie, dan begin die twyfel knaag. Hoekom laat God nie hierdie goeders met my gebeur nie? Is God dalk onbetroubaar of het hy my net nie meer lief nie? Of watter sondes het ek gedoen dat God ander mense seën soos in hierdie WhatsApp sê, maar hy sê nie vir my nie. Daar is so twyfels wat inkom. En kan ek so nou vir julle reg sê, hierdie WhatsApp kom nie van God af nie. Dit is lees van die duiwel versprei om mense op 'n dwaalspoor te sit. En dan kom die Hebreërskrywer ook nog en hy maak dinge nog ook nie maklik vir ons nie. Hy sê in Hebreërs 11 vers 6, wie tot God nader moet glo dat hy bestaan en die wat hom soek beloon. Of soos die boodskapvertaling sê, 'n mens sal God net soek en na hom toe gaan as jy oortuig is en vertrou dat hy daar is en dat hy mense wat na hom toe kom met oop arms ontvang. As jy oortuig is en vertrou dat hy daar is. En dan sê Hebreërs 10 vers 35 en 36, julle geloofstroue moet julle dus nie prys gee nie. Dit hou groot beloning in. Volharding is wat julle nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat hy beloof het. En dan begin 'n mens wonder, maar hoe ruim twyfel en volharding met mekaar het. Dis kanselleer die een die ander dalk nie uit nie, want sê nou, ergens langs die pad begin ek 'n bietjie twyfel verval, het ek dan ongelowig geword. So eerstens wil ek vanoggend vir julle sê, welkom by die klub van twyfelaars. Want twyfelaars en ongelowiges is nie eintlik dieselfde nie. So, welkom by die klub van twyfelaars. Nou, hoor ek vanoggend vir jou sê, as jy dalk ergens langs die pad bietjie verval in twyfel, as jy dalk ergens langs die pad al begin wonder oor God en sy voorsiening, dan wil ek vir jou sê, jy bevind jou in baie goeie geselskap. Want die Bybel is vol van gelowiges wat ook twyfelaars is. Vat nou een van die groot geloofshelde soos Abraham. God kom na hom toe sê, Abraham, op jou gevorderde ouderdom, jy en Sara, julle gaan 'n kind hê, julle gaan die nageslag oor die aarde versprei wees, en dan wag hulle. Het God van ons vergeet? Kan ons ooit op sy belofte staan? Die dan, Genesis 16 vers 1 tot 3. Na al die jare was Abraham se vrou Sarai nog steeds kinderloos. Uit frustrasie het sy haar Egiptiese slaaf Hagar na Abraham toe gevat en gesê, die Here het my nie 'n kind van my eie gegee nie. So vat haar, slaap by haar en laat haar kind ook my kind wees. En vir Abraham was dit 'n uitstekende plan. Staan letterlik so in die boodskap aan. Okay, as die Here dan sy plan nakom nie, gaan ons self 'n plan maak. Vader van die gelowiges, en dan Job. Kyk, Job het omtrent met God gestoei. Hoe kan God hierdie slegte dinge oor goeie mense laat gebeur? Nou lees ons byvoorbeeld in Job hoofstuk 9 vers 22 vers 24. Hy sê
God vernietig jou tog. As 'n vloedramp skielik die dood bring, lag God oor die wanhoop van die onskuldiges. Hy gee die wêreld oor in die mag van die goddelose en die maak die regtes partydig. As dit nie hy is wat dit doen nie, wie dan? Twyfel. Is God regverdig? Hoekom laat hy hierdie dinge gebeur? As hy dit nie laat gebeur nie, wie is dan regtig in beheer van die lewe? En dan die wysste man ooit op aarde is Salomo. Skryf daar in die Prediker. Kyk na die lewe, die sin van die lewe, en hy worstel daarmee in sy Prediker 9 vers 2. Dieselfde lot tref almal. Dit maak die lewe sinloos. Of iemand nou goed of sleg is, en of iemand offer of nie offer nie, maak nie eintlik saak nie. 'n goeie mens is nie in 'n beter posisie as 'n slegte mens nie. En iemand wat beloftes voor God aflê, is nie beter as iemand wat dit nie doen nie. Hy sê net, wat help dit om die Here te dien? As dit dieselfde gaan met goeies en slegtes, regverdiges en onregverdiges, is dit nie moeite werd. En dan Habakuk. Hy sien die onreg wat aan die gang is. Hy sien die vyand wat besig om te mobiliseer teen die volk van God. En dan sê Habakuk 1 van vers 1 tot 3, hy sê, Here, hoe lank moet ek nog bly roep dat U moet help? Dit klink nie of U hoor nie. Ek kla by U omdat mense ons aanrand en doodmaak, maar U red ons nie. Hoekom laat U my hierdie verkeerde dinge sien? Hoekom verdra U dit dat mense swaar kry? Waar ek ook al kyk, lê dinge verwoes. Dis 'n wêreld vol geweld, oral stry en beklei mense. Dan sê vers 13, hoe is dit dan moontlik dat jy sien wat hierdie boosdoeners aanvang en stil bly daaroor? Waar is God wanneer ons hom die nodigste het? En dan in die Nuwe Testament, Thomas, die disipel van Jesus wat vir 3 jaar elke dag in Jesus se teenwoordigheid was, wat gehoor het dat Jesus gesê het, hy gaan gekruisig word, gaan sterf, maar in die 3de dag gaan hy opstaan uit die dood, en dan verskyn Jesus aan sy disipels, wanneer Thomas nie daar is nie, en dan vertel hy Thomas, ons het die Here gesien, dan sê Thomas wat ook Didymus genoem word, een van die 12, was nie by die disipels toe Jesus gekom het nie. Die ander disipels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien, en my vinger in die merke van die spykers steek, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Johannes 20, vers 24. Hy sê, sien is believing. Anders, en die mens kan sê, ja, dit is mense in die Bybel wat gelowig was, wat ergens in die pad begin wonder het. Wonder oor God, hoe werk God? Is God ooit daar? Is hy ooit daar wanneer mense hom nodig kry? Wat van die onreg? En dan sê ons daar God vir mekaar, maar okay, dit was in die Bybelse tyd. Ons is anders. Maar ons hier in die kerk het ook met twyfel te doen. In Liedboek 518 gee erkenning hieraan in wat Israel de Villiers geskryf het. Hy begin so, voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan sy bestaan? Ons sing dit. En dit is goeders wat ook in ons harte lewe. Ons so baie keer soos hierdie pa, wie se seun 'n bose gees gehad het. En dan kom hy na Jesus toe en hy vra vir Jesus, Jesus, help tog asseblief, maak my seun gesond. Ek glo dat jy hom gesond kan maak. En dan kyk Jesus na hierdie man en hy sê, baie snaaks vir hom, hy sê, jy sê jy glo. En ek sê Jesus, kom ons toets dit. Hoe jy sê jy glo? Markus 9 vers 22 tot 24. Hy sê, as jy miskien iets daaraan kan doen. Dan sê vers 24, die seun se pa roep toe uit, ek vertrou, en as ek hier en daar nie vertrou soos ek moet nie, help my asseblief daarmee ook.
of soos die 33 vertaling sê, die paar roep uit, ek glo, kom my ongeloof te hulp. Is dit nie baie keer waar ons onsself in bevind te sê, Here, ek glo, maar soms sukkel ek om te glo. Here, kom asseblief my klein geloof, ja, selfs my ongeloof, my twyfel te hulp. So, wat ek volgende vir jou wil sê is, om te twyfel is nie sonde nie. Twyfel is 'n soeke eintlik na die waarheid. En Jesus moedig ons aan in Matteus 7 vers 7 as hy sê, soek en julle sal vind. Soek na die waarheid, Johannes 8:32, want die waarheid sal julle vrymaak. So ons word aangemoedig in ons vertwyfeling om te soek na die waarheid. So, welkom by die klub van twyfelaars. Maar tweedens, wil ek weer wys op twyfel wat tot ongeloof kan lei. Daar bestaan natuurlik altyd die moontlikheid, die gevaar, dat 'n mens twyfel jou tot ongeloof kan lei. Want ek en jy, ons weet van kerkmense, mense wat in goeie Christelike huise groot geword het, wat ergens langs die pad heeltemal die pad duister geraak het en in ongeloof verval het. Mense van wie jy dan die minste verwag het. Ook van hoogs intellektuele mense, mense wat nie dom is nie. Mense wat op 'n tyd aan die brand was vir Jesus en op ouend net nie meer glo in Jesus nie. En wanneer hierdie twyfel dan lei tot ongeloof, dan word dit sonde. Nou daar's baie redes hoekom mense van twyfel na ongeloof beweeg. Ek wil vanoggend sommer net vir julle 4 uitlig. Miskien het jy iets daarvan ook al in jou eie lewe bedink en belewe. Die eerste rede hoekom mense baie keer van twyfel na ongeloof beweeg is, mense bevraagteken die egtheid en betroubaarheid van die Bybel en sy boodskap. Toe ek in China op RUI was, het ons altyd Bybelkunde as 'n vak gehad. En ons het 'n proffie gehad, of Swanie, wat vir ons die diepste van ons geloofsfondasies geskit het met hierdie vak Bybelkunde. Sy hele uitgangspunt was dat die Bybel moet 'n mens vanuit 'n literêre historiese oogpunt bekyk. Beteken dat die Bybel is maar nog een van die baie antieke manuskripte van daardie tyd. En omdat 'n mens dit in daardie lig moet beskou, moet jy nie dink dat Job bestaan het nie. Jy moet ook nie dink dat Jona bestaan het nie. Jy moet ook nie dink dat die wonderwerke wat in die evangelies opgeteken het, is regtig bestaan het nie. Dit was maar die antieke skrywers wat storieetjies vertel het om iets te verduidelik van die wêreld waarin hulle lewe. Daar was geen sprake van die Bybel as woord van God, 'n geloofsmanuskrip nie. En ek wil julle sê, dit het ons geskit. Want sê hy, daar is ook ander godsdienste wat hierdie verhale het van die skepping, hulle gode wat hierdie goed wat alles geskep het. En in die Babyloniese manuskripte was daar die verhaal van 'n sonvloed. Die Bybelskrywers het eenvoudig dit wat in daardie tye gebeur het of vertel is onder hierdie heidene, het hulle ook geïnkorporeer in die Bybel. Vir ons wat kom uit gelowige Christelike huise, wow, nog nooit hiervan gehoor nie, kan julle dink hoe hier dit ons geskit. En dan is daar mense wat ook sê dat die Bybel eers spreek homself op baie plekke, dan kan jy nie die Bybel aanvaar as betroubaar nie. En dan nog verder vir kinders wat dalk in die hoërskool religiestudies as 'n vak gehad het, sy laat die vak aangebied by Bastion skool. En hierdie religiestudies maak dit sê dat alle godsdienste eintlik gelyk is. Daar's eintlik nie veel verskil tussen die godsdienste die jy met almal op dieselfde vlak beskou, insluitende die Christelike godsdiens.
En wanneer jy lank genoeg hieraan blootgestel word, dan begin jy wonder, maar is dit nie dalk so nie? Is Jesus regtig die enigste weg na God? Is Jesus werklik maar die enigste redder? Kan God so wreed en onregverdig wees om mense hel toe te stuur? Beteken dit dat byvoorbeeld dat die moslems hel toe gaan? Hulle is dan sulke goeie mense. Hulle bid gereeld, hulle maak selfs op 'n Vrydag hulle winkels toe, sekere tye om te gaan bid. En daar's die gift of the givers. Hulle gaan sekerlik tog nie hel toe nie. Al hierdie twyfel, hierdie wonder wat geskep word, wanneer mense die egtheid en betroubaarheid van die Bybel en sy boodskap bevraagteken. Dit lê op die rasionele vlak. Dan, wat ook op die rasionele vlak lê, is, dat mense sê die wetenskap weerspreek die Bybel. In die Genesis lees ons dat God in 7 dae die hemel en aarde gemaak het, maar die wetenskap sê dat hierdie planeet van ons en al die planete en alles wat daarop is, het oor miljoene jare tot stand gekom, en nou kom die Bybel en sê, dit is in 7 dae geskep. En dan is daar die Big Bang theorie, dat alles wat ons sien en wat bestaan, het ergens uit een celletjie ontstaan met 'n Big Bang, wat alles laat gebeur het. En dan is daar Darwin en die evolutionisme, wat sê dat die mens het ontwikkel vanuit die aapspesie net na Marapeng te gaan om die hele ding daarvan te gaan bekyk. En daarom is Adam en Eva net 'n verbeeldingsvlug vir die mense wat nie die feite in die oë wil kyk nie. En oorlogsterwil, wanneer 'n mens met intellektuele mense praat oor hierdie goeders, dan is hulle so wetenskaplik. Sê maar, die Bybel rym nie met die wetenskap nie. En daarom kan jy nie glo wat in die Bybel staan nie, en kan jy nie glo in God se bestaan nie, want in hulle oë is dit soort van 'n tipe van 'n fairy tale, om net gelowiges 'n bietjie te sus. Intellektuele hele vraag. Dan is daar op die meer emosionele, persoonlike vlak, goeders wat mense van twyfel na ongeloof lei. En een van dit wat waarskynlik voorop staan, is dat wanneer mense teleurgestel word in God en sy beloftes, dit gebeur baie. Ek persoonlik dink dit is waarskynlik die een enkele ding wat die meeste mense wat van twyfel na ongeloof beweeg, hierdie die rede. Dis wanneer 'n mens in 'n krisis is, en jy bid baie hard vir die Here en vra dat die Here sal ingryp en die genesing byvoorbeeld bring, en jy het hard gebid en hard geglo, en niks het gebeur nie. En jou geliefde is dalk dood op die ouene, en jy voel maar jy van God geen hulp gekry, en al wat jy van God gekry het is 'n dowe oor. Waar was God toe ek die nodigste gehad het? En dan lyk dit en voel dit vir jou asof God alle mense seën en alle mense se gebede beantwoord, net die joune nie. Asof jy die swart skaap in God se familie is. En daarom kom mense tot die slotsom en sê, God is eintlik onbetroubaar. God is nie lief vir my nie, God gee nie regtig vir my om nie. Eintlik is God besig om vir my te straf vir een of ander sonde. Want hoe kan 'n goeie God slegte dinge met goeie mense laat gebeur? En wat dit nog vererger, hierdie belewenis en ervaring van God vererger, is wanneer jy groot geword het in 'n huisgesin waar jou pa byvoorbeeld 'n boelie was, of jou mishandel het. En dit verwar jou hele beeld van God, want jy sien op die ouene God as hierdie vader wat net klappe uitdeel, ongeag hoe hard jy probeer om goed te leef en die regte dinge te doen wat God verwag, maar jy's gedurig in die moeilikheid by God. En dan op die ouene sê, maar weet jy wat, dis eintlik nie die moeite werd om God te doen nie, want te dien nie, want hy vra nie wat, hy doen nie wat ek vra nie. En draai mense hulle rug op God, teleurgestelde verwagtinge in God. Maar die vierde ene is, en dis 'n baie slegte een,
slegte ervarings met die kerk en kerkmense. Kyk, oral in die Bybel lees ons van hierdie slegte ervarings van kerk en kerkmense. Ek bedoel, Paulus skryf in sy briewe van die gemeentes, dan sê hy, julle byt en verskeur mekaar. Hy praat met die gelowige mense in die kerk, hy sê, wat is aan met julle? Julle wat julle in die gees van God moet laat, julle byt en verskeur mekaar, wat was dat julle mekaar nie opvreet nie. En dan sê mense baie keer, wat van buiten die kerk staan en bietjie die water getoets het om 1 of 2 keer kerk toe te kom, dan sê hulle, mense in die kerk, hulle skinder net van mekaar heel dag. Hulle vorm kliks waar jy nie tot toegang het nie, hulle maak seker groepies en hulle sluit jou uit en laat jy eensaam aan een kant staan. En hulle het seker baie reëls, ewe vroom met hulle al die reëls wat jy nie mag doen nie, maar op 'n oomblik oortree hulle dit self. En as jy dit mag om te oortree, dan word jy vinnig veroordeel, want ewe vroom dink hulle is verhewe bokant jou. En daar is nie veel van die liefde van God sigbaar nie. Mense help jou nie regtig wanneer jy in die nood is nie. Jy sien niks daarvan dat mense vir jou regtig omgee nie. So liefde het maar net betaal geword. En hierdie goed wat julle eredienste doen, waar mense by mekaar kom, dit doen dit nie vir my nie. Want dit hou nie tyd met die werklike lewe waarin ons leef. Dit is meer 'n pie in the sky. Dit werk nie vir my nie. En daarom word mense baie keer, wat selfs in die kerk groot geword het, word hulle kerk los en word hulle godloos. Jy laat wat Dani gesê het, ek hou baie van julle Christus, maar ek hou nie van julle Christene nie. Ek hou baie van julle Christus. Ek hou nie baie van julle Christene nie. Wat 'n aanklag. Ek wonder ek baie keer, wat beleef mense wanneer hulle ons gemeente besoek? Of hulle iets ervaar van wat God bedoel het ons moet wees, en dan sê, weet jy wat, hier vind ek 'n geestelike tuiste, of kom in 1 keer en kom hulle nie weer nie. So, daar is baie mense al, kerkmense, mense wat in goeie Christelike huise groot geword het, wat ergens langs die pad as gevolg van twyfel die pad byster geraak het. Ja, daar is mense wat deur die duiwel verlei is op allerlei afdwaal paadjies. En daarom kom Jesus se waarskuwing ook in Matteus 7 vers 21 tot 23 as hy sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal dan maar sê, Here, Here, het ons dan nie die naam gepreek, die naam bose geeste uitgedryf en die naam baie wonders gedoen nie, dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. En dan die Hebreërskrywer, en hy sê in Hoofstuk 3 vers 12, sê hy die volgende, hy sê, broers, julle moet toesien, dat daar nooit by een van julle 'n verkeerde gesindheid van ongeloof ontstaan en hy van die lewende God afvallig word nie. Julle moet toesien dat daar nooit by een van julle 'n verkeerde gesindheid van ongeloof ontstaan en hy van die lewende God afvallig word nie. En sulke goeders maak my nogal soms benoud nie. Jy begin soms twyfel en wonder, wat as die Here eendag dalk vir my sê, gaan weg van my af, ek het julle nooit geken nie. Is my geloof ooit op standaard? En weer eens as ek twyfel, het ek dan regtig op wat help toe. Maar ten spyte van al die twyfel, kom die woord van God ook met die troos en die sekerheid.
Want ten spyte van alles, van mense wat van twyfel beweeg het na ongeloof, as gevolg van rasionele denke of persoonlike emosionele denke, ten spyte van dit alles, weet jy ook dat Jesus in Johannes 10 vers 28 die volgende oor sy kinders te sê het. Jesus sê, ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Die wat my Vader vir my gegee het, is die belangrikste van almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. En daarom hou ek hieraan vas. God weet wie aan hom behoort. God weet wie sy kinders, en hy, God, sal sorg dat ons in die hemel kom. Al is dit baie keer soos iemand wat deur die vuur uit die vuur geruk word in Korintiërs 3:15. Maar God sal sorg dat ons in die hemel kom. Want eenmal 'n kind van God, altyd 'n kind van God in die Vaderhuis. En daarom haal ons ook op om te bid vir diegene wat ergens langs die pad uitgesak het, dat ons sal tot bekering sal kom, en soos die verlore seun, wat getwyfel het in sy pa en dit wat hy by sy pa gehad het, dat hy soos die verlore seun tot bekering sal kom en terugkom na God toe. En daarom bly ons die woord van God verkondig oor God se liefde en oor God se genade, en stuur ons die woord uit sover as moontlik deur WhatsApp en met die goeie nuus van God wat ons gered het. En ons stuur nie die junk van die leuns van die duiwel wat twyfel aanmaker uit nie. Ons stuur die goeie nuus uit. So miskien sit jy vanoggend hier so en sê, weet jy wat, al wil ek dit nie erken nie, al wil ek dalk nie dit hardop sê nie, twyfel hier agter my kop uit by tye. Veral wanneer omstandighede voel asof God nie daar is vir my nie. So, waaroor twyfel jy soms? Dan kan ek dit weer sê, daar's niks meer verkeerd om te twyfel nie, dis nie sonde nie. Inteendeel, ek wil jou aanmoedig gesê, bly soek na die waarheid, bly soek na God, bly soek vir God se wysheid. Jakobus 1:5 sê, as een van julle wysheid kort kom, moet hy dit van God bid, en God sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehou en sonder verwyte. Moenie dat twyfel jou verlei na ongeloof nie. Bly soek na die waarheid, bly soek na God, vra vir God vir wysheid wanneer jy in vertwyfeling is. Dan sê Spreuke 1:7, kennis begin met die dien van die Here. Wanneer jy soek na die waarheid, wanneer jy soek na kennis oor God en wie God is, daai kennis begin met die dien van die Here. En wanneer jy op hierdie manier in jou twyfel heen begin soek, wanneer jy deur jou twyfel heen begin vra vir wysheid en kennis, wanneer jy deur die twyfel heen ten spyte daarvan nog steeds Here dien, dan gaan jy iets begin ervaar hoe twyfel omgeskep word in vaste geloof. Maar daaroor volgende week weer. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U vir ons aan die hand het. Dat wanneer ons self struikel en val en in twyfel verval, dan los U ons nooit een enkele oomblik nie. U sê dat U altyd daar is vir ons. Dat ons nooit alleen laat nie op hierdie lewensreis wat ons loop nie. Dat U die een is wat ons selfs die donker dieptes optel en dra. Here, ek wil bid vir elkeen wat ter moeilike omstandighede gaan, wat hierdie donker dieptes beleef.
dat U Uself op so 'n manier aan ons sal openbaar, dat hulle U liefde, U omgee, U genade sal belewe. Here, gebruik ook vir ons as gelowiges, as medegelowiges om mekaar te bemoedig en te versterk in ons geloof. Here, in hierdie tyd wat ons land in so gemors is, waar die leuen, die Satan, vader van die leuen die oorhand het, wil ons bid dat U waarheid sal deurbreek, die goeie nuus van God wat ons redder is. Ek wil bid, Here, vir bekering van ons politieke leiers, dat hulle die knie voor U sal buig en erken dat U die Here is. Here, laat ons nie ophou bid vir ons land, vir die wêreld waarin ons lewe nie, want ons weet, Here, dat die Satan dink dat die wêreld aan hom hoort, maar ons weet dat Jesus is die koning, die redder, die Here. Dis vir U wat ons ook vanoggend buig in die naam van Jesus. Amen. Volgende week gaan ons tema verder aan met die derde punt, twyfel wat lei tot vaste geloof. En dan gaan ons hierdie 4 punte wat ek vanoggend genoem het, waar twyfel aanleiding gee tot ongeloof, gaan ons hierdie 4 punte aanspreek. En ons gaan ook kyk wat het geword van hierdie twyfelaars in die Bybel. Maar ons gaan veral kyk na wat Hebreërs 10 vers 35 sê. Julle geloofsvertroue moet julle dus nie prys gee nie. Dit hou 'n groot beloning in. Volharding is wat jy nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat hy beloof het. Maar ons is nie van die wat terugtyds en verlore gaan nie. Nee, ons glo en ons sal lewe. Want dit is van ons wat hier gepraat word. So, moet die volgende week mis nie. Ons gaan afweet van die seën van die Here en gaan huis toe met sy vrede. Want die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.